Goeiemiddag, ek het vandag vir Karike Goede hierso by my. Welkom hierso in die ateljee, Karike. Baie dankie, ek bly om hier te kan wees. Nou, die afgelope paar jaar het ons nou al op universiteit het ons 'n hele paar insidente gesien. Ek herinner my byvoorbeeld met die Black Lives Matter en met Feesmas Fall en nog 'n paar ander insidente. Hulle het onder andere kunswerke verbrand by die Universiteit van Kaapstad. Hulle het ook so 'n sessie gehad wat hulle toe onder andere gesê dat wiskunde is 'n koloniale stelsel of 'n koloniale erfenis en dat dit ook gedekolonialiseer moet word. Hulle het een of ander auditorium by die ou Rand-Afrikaanse Universiteit afgebrand. Ek dink dit was so iets soos 100 miljoen rand se skade. So ons sien nogal ernstige dinge wat in ons tyd gebeur, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die res van die wêreld. Ek dink byvoorbeeld daar in Texas was daar nou die afgelope 2 weke ook opstande en dinge by universiteite. Nou jy is die afgelope 5 jaar of 6 jaar op universiteit? Ja, So van 2020 af. Ja, so ek dink jy kan met gesag praat oor wat aangaan. Ja. So maar ek wil voordat ons daarby kom, wil ek eers net 'n bietjie hoor wie jy is, waar jy vandaan kom, waar jy groot geword het en sulke dinge. Goed, ja, so as 'n mens praat oor wie jy is, en ek het dit doelbewus so bedink, want dit is 'n kwessie wat nou baie aan die gang is. Op die oomblik is die hele kwessie van identiteit. En ek dink ons as Christene kan meer vrymoedigheid neem om te sê, maar ek is 'n doodgewone, gelowige kind van die Here. Ek wil hom graag dien en hy het my so lief gehad dat Jesus vir my sondes gesterf het. Dis vir my, ek dink dit is miskien die belangrikste ding wat 'n mens kan sê as Christen, maar ons sê dit nie genoeg nie. En dan ek is 'n lid van die Gereformeerde Kerk. Ek het groot geword hier in Pretoria. Ek het 12 jaar lank skool gegaan in gereformeerde skole. Ek was 'n jaar lank in die gereformeerde skool Pretoria Noord en toe nou van daar af van graad 2 tot 12 was ek in die gereformeerde skool der Posma. Ja, en daarna het ek 'n jaar lank aan musiek gewy. So hulle praat ons nou van 'n gap jaar. Daar het vir my deure oopgegaan en ek het dit toe nou gedoen. En ek het aanvanklik gedink ek gaan BSc swat, maar die Here nou vir my gewys nee, jou paadjie gaan nou anders loop. So toe het ek daarna ingeskryf vir musiek by die NWI in Potchefstroom. En ja, ons sal nou nog daaroor praat, maar ek het baie naïef daarin gestap. So toe na 'n jaar het ek van kursus verander, toe verander ek na wiskunde, ook by Potchefstroom. Maar goed, vertel vir ons 'n bietjie daar, hoekom het jy besluit, dit klink vir my, daar is baie goeie redes hoekom jy besluit het om dit te verander, die kursus. Ja, so dit was soos ek sê, ons het baie naïef daarin gestap, ek en my ouers, want ons was nie heeltemal onder die indruk van wat regtig aan die gang is op die universiteite nie. En ek het gegaan vanuit die gereformeerde skoolkonteks met hierdie valse indruk dat ek is gereed vir wat ook al hulle vir my gaan gooi. En dit het nou baie vinnig uitgewys dat dit nie die waarheid was nie. So wat die musiekjaar betref, ek het die musiekdeel van die musiek verskriklik baie geniet. En wat dit betref kan ek regtig sê ook van die NWI Potchefstroom, die musiek aspek daarvan is briljant. Ek het byvoorbeeld verskriklik baie van komposisie gehou en ek het 'n briljante dosent daarin gehad. Daar's dinge wat ek daar geleer het wat ek nou nog steeds benut. Maar dit gesê, waar my probleem ingekom het, is met die vakke wat meer raak aan die akademiese deel, die wêreldbeeld deel, wêreldbeskouing. En ek het 'n paar goed hier neergeskryf, want toe ek nou gesit en dink het, hoe gaan ek nou hierdie ding aanpak, het ek gesê, ek wil graag konkrete voorbeelde gee. Ja. Wat is regtig gesê? En ek wil nou nie iets sê wat nou nie gesê is nie. Maar voordat jy dit doen, dit is vir my nogal baie hartseer, as mens dink die NWI was die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.
En baie ouers, dink ek, is naïef en hulle dink nee, maar dit is eintlik nog steeds die PI vir CAO. En ons stuur hulle kinders soontoe en maar nou wat jy nou sê is nee, dit is nie so nie. Die Christelik is eintlik toe hulle die CAO weggevat het, toe die Christenskap ook saam uitgegaan. So gee vir ons die voorbeelde. Ek dink dit is ja, ek dink dis presies daai naïwiteit waarmee ons ingegaan het. Is ons het gedink ja, maar dit was mos nou darm die PI vir CAO. En dis my pa en my ma se alma mater. So hulle het met 'n sekere idee my soon toe gestuur en dit het baie vinnig uitgedraai. Dis glad nie wat dit was nie. En nou met wat 'n mens kan terugkyk, kan ons sê maar eintlik het die probleme al vroeër begin. Maar dit sal ek nou later nog 'n paar goed oor sê. Maar ja, die goed wat ek toe nou gekry het, veral die een vak, en die vak se naam is musikologie. Is daar baie gepraat oor, kyk, hulle het vir ons geleer, die sosiale wetenskappe, die doel daarvan is om lewenskwaliteit te bevorder. En dis baie interessant, want dis as jy wil sê lewenskwaliteit, dan moet jy seker 'n stelling maak van wat is lewenskwaliteit? Wat is dit om 'n goeie lewe te hê? So dis baie meer filosofies as wat dit op die oog af miskien sou lyk. So een van die goed wat hulle gesê het is, musiek is 'n strategie. Dit het strategiese waarde. En die strategiese waarde daarvan is om mense se sosiale identiteit te verander. En dit is nogals skokkend, want ek dink nie mense besef, hierdie mense sien dit absoluut as 'n wapen. Hulle dink daaraan soos 'n oorlog. Want hulle sien die strategiese waarde van musiek. Musiek gryp 'n mens se hart aan. So ons kan musiek gebruik om te verander hoe mense dink. So dis 'n baie doelbewuste poging. En soos ek sê, hulle idee is om lewenskwaliteit te bevorder. Maar dis die inhoud wat jy gee aan wat is lewenskwaliteit, wat bepalend gaan wees. So ek het daarin gestap en ek het die beskouing gehad dat, ek het nou nog steeds die beskouing, is musiek moet iets mooi wees, of dit moet iets vertel van wie God is. Daarom, dit beteken nie ons gaan nou die hele dag gospelliedjies sing nie, maar wanneer jy musiek luister, dan moet iets wees wat vir jou sê, hier's 'n klein kykie in hoe mooi, hoe God skoonheid verteenwoordig, of hoe goed hy is, of hoe regverdig hy is, of net waarheid. Ek bedoel, hartseer musiek kan vir jou iets sê van die toestand waarin die mens was na die sondeval. So dan moet iets wees wat jy weet goed, waar of mooi daaraan is. En die beskouing is heeltemal van die tafel af. My mat is onder my voete uitgeruk, heel in die begin al, met toe ons nou 'n definisie moet gee van wat is musiek. So ja, soos wat hulle gesê het byvoorbeeld, is identiteit is jou selfbewussyn en selfbeskrywing, en dan sê hulle, dis gewortel in persoonlike ervaring. En op daardie stadium was ek soos, iets is hier nie lekker nie. Maar ek kon nie noodwendig vir jou al presies sê wat dit was nie. Maar later kan ek natuurlik vir jou sê, as jou identiteit gewortel was in jou persoonlike ervaring, dan het jy regtig nie 'n baie betroubare plek om jou identiteit op te vestig nie, want eendag kan ek voel soos 'n Christen en die volgende dag voel ek nie soos 'n Christen nie. Nou is ek skielik nie meer 'n Christen nie, is dit wat dit sê. Maar dis nie die waarheid nie. Hulle het gesê identiteit help jou om jou lewe te beheer, wat ons weet ook uiteraard nie waar is nie. En dan, ja, die hele ding van, ons het so 'n skyfie gehad wat sê, genderidentiteit, meer as manlik en vroulik. En dan noem hy vir jou 'n hoeveelheid van wat jy nou meer kan wees as manlik en vroulik. Ja, so, en dan ook die hele ding van die nuance wat hulle daarop sit. Hulle het gesê, ja, geslag is jou biologiese bepaling van jy's man of vrou, maar gender is jou sosiale bepaling van geslag. Met ander woorde, jy's nie noodwendig dit wat jou
geslag sê, jou gender kan iets anders wees as jou geslag. En al hierdie dinge is in baie fyn woordspel. Hulle is baie genuanceerd met hoe hulle dinge sê. So al hierdie dinge het half, die goed wat ek nou genoem het ek letterlik net so uit my kursusmateriaal gaan haal. Maar dit was my baie moeilik om met die toerusting wat ek op daardie stadium gehad het, te sê, maar ek weet iets is groot fout hier, maar om jou vinger op die pols te kry en te sê dit. En ook die vraag kom vanuit 'n nie-Christelike wêreldbeeld. Die opdragte wat hulle vir jou gee. Hulle het sekere voorveronderstellings. As iemand vir jou sê, is jy manlik, vroulik of ander? Daar's nie 'n manier om dit vanuit 'n Christelike wêreldbeskouing te beantwoord nie. Want die oomblik wat jy 'n kruisie gaan trek, erken jy die implisiete voorveronderstelling dat daar's iets anders ook. Jy weet, selfs al trek jy net jou kruisie by manlik of dis hulle wêreldbeeld wat daar ter sprake is. Jy kan nie dit verkeerd bewys of sê ja, maar man en vrou het God hulle geskape. Dis nie 'n opsie in die vraag. Die parameters van die vraag is so gestel dat dis nie 'n opsie dat jy kan vanuit 'n Christelike wêreldbeeld dit altyd goed beantwoord nie. Jy moet eintlik basies die hele kursusmateriaal gaan oorskryf om dit te kan doen. Maar hierdie wat jy nou vertel, dit is wat 5-6 jaar gelede wat jy dit al ervaar het. Dis in 2020 gewees, ja. So dis 4 jaar gelede. En ons het nou wat so 'n paar maande terug het Shaun Christie het hulle hom nou geskort of tydelik geskort omdat hy standpunt ingeneem het teen die woke agenda, so wat jy sê, dis eintlik al lankal wat dit begin kom. Ja, ek wil sê, wat ons nou sien is die vrotvrugte van 'n saadjie wat geplant is meer as 150 jaar terug. Want hierdie ding kom van Darwin af. Dit kom van voor Darwin af. Dis 'n baie groter ding as wat mense besef. Dis nie 'n ding wat ons sien nou al die vrugte uitkom en nou is ons soos, het dit groot fout gegaan en nou probeer ons krisis bestuur, maar dit is nie, jy gaan nie die probleem so oplos nie. Maar toe, ek dink op 'n ander gesprek wat ons een of ander tyd gehad het jy genoem dat daar eintlik nogal eksplisiete insidente was, soos ek dink byvoorbeeld aan die een wat die dosent vir jou gesê het, nee, jy moet jou Christendom by die deur los wanneer jy in sy klas aankom. Ja, ek het... So daar's eksplisiete voorbeelde ook. Ek het daai kommentaar spesifiek saamgebring, want dit is vir my 'n baie goeie demonstrasie van hoe hierdie mense dink. So, ek het die opdrag, net vir 'n bietjie konteks, hierdie opdrag wat ek hier gedoen het, is 'n opdrag waarin ons nou moes ontleed hoe daar's nou drie liedjies gegee aan ons en hoe hierdie 3 liedjies manlikheid dramatiseer. En kyk wat ek nou kan sien, wat sy eintlike doelwit was, is hy wil sê, ja, ons is in hierdie patriargale samelewing en die mans wil die vrouens oorheers en dit is so verskriklik en dis hierdie hele magspel vir hulle, want vir hulle gaan alles oor mag. Dit gaan oor die onderdrukker en die onderdruktes. En trouwens, die hele sosiale geregtigheidsteorie, critical theory, herstellende aksie, al daai goed kom van hierdie ding, van die hele magspel, hulle dink in hierdie paradigma. So wat hy vir my gesê het, hy sê, Karike, dis belangrik dat jy as wetenskaplike in opleiding 'n onderskeid sal tref tussen jou eie waardes en objektiewe sosiale beskrywing. Om te herhaal, die opdrag van die sosiale wetenskap is om te beskryf en nie voor te skryf nie. Die doel van hierdie opdrag is om die rol van musiek in sosiale identifisering te beskryf, nie om waardeoordeel daaroor uit te spreek nie. Goed, nou ek wil gou net sê wat ek toe nou later op die stadium wat hy vir my hierdie goed gegee het, ek het geweet dis nie reg nie, maar ek het nie geweet wat's fout nie. En nou het ek 'n beter idee van wat hier aangaan. En hy trek hierdie valse dichotomie tussen my eie persoonlike waardes en objektiewe sosiale beskrywing. En op daardie stadium van die geveg was dit soos vir my, goed, wel, as ek nou moet
neutraal probeer beskryf wat aangaan in die wêreld, dan is die beskrywing nie te ver af om te sê daar's mense wat dink hulle is meer as man en vrou of wat ook al nou die kwessie is. Dus dit sou 'n neutrale sosiale beskrywing kon wees. Maar die feit is, dit gaan nie hier oor my waardes en objektiewe sosiale beskrywing nie. Want as jy wil praat van 'n objektiewe beskrywing, dan kan jy nie praat, jy kan nie praat oor enigiets wat objektief is, sonder dat jy die een wat absoluut is, hy wat is wat hy is, die enigste objektief, in die ware sin van die woord, want almal van ons is nou maar net 'n voortvloeisel uit die feit dat God bestaan. Ons sou nie hier wees as dit nie was dat God is. Hy is die enigste waarheid wat absoluut is in daardie sin van die woord. So jy kan nie praat van 'n objektiewe sosiale beskrywing wat hom uitskryf nie. En verder meer, dit was nie my persoonlike waardes wat dit was nie, dit was God se standaarde, want dis waarvoor ek gestaan het in die opdrag. Ek het nie my waardes voorgestaan nie, ek het gesê, dis wat die woord sê. So, dit is nie, hulle het hierdie ding van, dis jou persoonlike opinie. Maar kyk 'n bietjie hoe onkonsekwent hulle is. Net so. Want, Want die ding is, as dit jou waardes is, dan is dit mos jou waardes. Waarvoor kritiseer hy jou waardes? Maar kyk hoe inkonsekwent hulle is, want hier is die hele gedagte van jy moet inklusief wees en jy moet tolerant wees. Maar nou wil ek vir jou sê, die intoleransie van die tolerantes is geweldig. Hulle kan nie verdra dat jy Christendom voorstaan nie. Want die ding is, die oomblik wat jy Christendom voorstaan, sê jy, maar ons is eksklusief. Daar's een waarheid. Trouwens, die hele ding van dis postmodernisme. It's absolute that there are no absolutes. Ja, dis presies dit. Dis presies dit. Die hele leuen daar agter en hulle gedagtegang is so onlogies soos dit. So dis verskriklik moeilik om met hierdie mense te redeneer, want dit maak geen sin wat hulle sê eintlik nie. So ja, hy het vir my gesê ek is besig om nou my persoonlike waardes te sê en wat hy eintlik soek is objektiewe sosiale beskrywing. En dan verder meer wat hy vir my sê, om te herhaal, die opdrag van die sosiale wetenskap is om te beskryf en nie voor te skryf nie. Nou in sy eie kursusmateriaal het hy vroeër vir ons gesê, die doel van die sosiale wetenskap is om lewenskwaliteit te bevorder. Nou, kom ek sê ek gaan na 'n dokter toe. En ek sê, dokter, ek wil my lewenskwaliteit bevorder. Dan gaan hy vir my sê, hoorie, jy het blaaskanker. Dit gaan nie my lewenskwaliteit bevorder nie. Hy moet vir my 'n oplossing gee vir die probleem. So, daar is nie iets soos dat jy beskrywend is en nie voorskriftelik nie. Want hy is besig om vir my voor te skryf wat ek moet doen. Nee? Hy is besig om vir my te sê ek moet nie waardeoordeel uit, terwyl hy self waardeoordeel uitspreek. En dit is ook alle dinge, dit gaan nie oor of jy gaan voorskryf nie, maar wat jy gaan voorskryf. Want God is 'n wetgewer. Hy is die enigste een wat absoluut is in die ware sin van die woord. En hy is 'n God wat wette gee. Hy het sekere natuurwette daar gegee, hy het sy morele wet gegee. Hy is 'n wetgewer. So wanneer jy ook al wil praat van beskrywing selfs, dan moet jy hom inreken. Maar op die ou end gaan dit neerkom op voorskriftelik wees. Ja. Jy so 'n bietjie in die begin ook vertel van wêreldbeskouing en so aan. Hoekom sou jy sê dat 'n wêreldbeskouing is belangrik en definieer dit so 'n bietjie vir ons. Wat is dit? Ja, dit is nogals 'n hele, ek het hier so 'n paar goed neergeskryf, want daar's 'n paar goed aan hierdie vraag. Voordat jy kan praat oor hoekom is dit belangrik, dan moet jy eers vra, maar wat is dit? En ek dink baie mense fokus op die intellektuele aspek daarvan. So die katekisasie vrae en antwoorde. Jou intellektuele kant daarvan is belangrik, maar wat ook belangrik is jou funksionele belydenis. Dit wat jy met jou hart glo
en dit wat jy in jou lewe prakties doen. Dis so Jakobus basies. Ja, Want Jakobus sê dit Ja. help nie net jy sê met jou mond nie, jy moet ook Presies. met jou dade presies. dit wat jy bely bevestig. Vestig. Ja. So, maar dit nou gesê, wat ek ook wil sê, jou funksionele belydenis wat vir my nogals belangrik is, die mens se hart is van nature geneig om te dink werke geregtigheid in plaas van geregtigheid werke. Met ander woorde, wat ek daarmee bedoel is, ons sal sê, Jesus aanvaar my, daarom doen ek goeie werke. Maar in praktyk leef ons baie keer, omdat ek goeie werke doen, daarom aanvaar God my. En ek dink dit is iets wat vir my so belangrik is. Wat het ons as Christene wat ons anders maak? Die moslim sê ook, goeie mense gaan hemel toe. Hulle noem dit miskien by ander name. Die hindoe doen dieselfde. Alle gelowe sê, goeie mense gaan hemel toe. As ek dit nou in daardie terme kan sê. Maar die Christene sê, ons kan nie self nie. Dis Christus wat dit vir ons gekoop het met sy bloed. So daar's 'n baie meer dit wat jou hart en jou dade ook doen, bo en behalwe die intellek. Wêreldbeskouing is die storie waar jy jou in leef. Bartholomew en Guyen het 'n boek geskryf, The Drama of Scripture. En almal van ons leef in 'n storie in. Jy doen dit dalk onbewuslik, en dit kan wees dat jy nou maar net half saamleef met die wêreld en dan eintlik in die wêreld se storie inleef, maar ons wil ons inleef in God se groot verhaal waar dit gaan oor hom, en nie oor onsself nie. En verder, dit gaan oor, as jy nou praat van wêreldbeskouing, is daar 'n paar aspekte daaraan. Jy kan praat van, Doug Wilson noem die worldview wheel. Ek spreek dit nou bietjie snaaks uit, maar dis die worldview wheel. Met Christus as die as. En kyk nou, as jy nou van 'n ander wêreldbeeld praat, dan sal nou een of ander ding in die middel, waarom alles sentreer. Maar as Christene is dit ons, en hierdie wiel het verskillende speke. Een is kategese. So dit is nou jou vrae en antwoorde. Dis wat ons meestal assosieer met wêreldbeeld en dis die meer intellektuele aspek daarvan. Dan kry jy die narratief, wat ek nou ook genoem het, die storie waarin jy inleef. Dan jou leefstyl, net jou manier hoe jy leef. Dis waar Psalm 34 vir my so mooi is, want hy sê, kom kinders, ek wil julle die vrees van die Here leer. Maar jy kom uit die res van die Psalm agter, hierdie vrees van die Here gaan oor, hy sê, smaak en sien dat die Here goed is. Hy stel sy eie lewe as 'n lewensvoorbeeld van sien, die Here is goed. Ek hierdie ellendige het geroep en die Here het hom gehoor. Dis my pragtige psalm daarvoor. En die ander ding wat van die 4 speke nou is simboliek en liturgie. En daarmee word nou nie net bedoel liturgie of simboliek, maar enige iets wat jy as 'n simbool vat van iets anders. Dan nog iets gesê. Die hele woord in Efesiërs 6 vers 4 word die woord gebruik, voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. En ek dink die Afrikaans druk miskien nie dit so goed uit nie. Engels praat van nurture and admonition, maar die Griekse woord is paideia. En dit gaan oor 'n enkulturasie. Met ander woorde, daai woord het 'n baie groter lading as wat ons dikwels besef. Want in die Griekse kultuur is dit gegaan oor die hele proses waarin jy ingewy word in die kultuur. So vir ons, in ons geval is dit nou die inwyding in die Christelike kultuur. Nou wat gebeur natuurlik by die sekulariste is, hulle wil jou inwy in 'n ander verbond, in 'n ander kultuur. Hulle wil nie hê dat jy moet besig wees met die Here nie. Ja, so wat vir my nou nogal, ek het nou gekyk na hierdie hele verloop met Shaun Christie, en dan die verweer van die universiteit se kant af, is dat hulle niks wil afdwing, wat jy ook eintlik maar sê, maar ons wil net toleransie hê, maar dan kom hulle van die storie, ons wil neutraal wees. En dis die ander deel wat jy nou uitgewys het, dat
En op die ou ende, as ons die Bybel gaan lees, as ons byvoorbeeld 1 Korintiërs 10 vers 31 lees, dan staan daar of ons nou eet en of ons drink, of wat ook al doen, ons moet dit tot eer van die Here doen. So met ander woorde, daar is nie so iets soos neutraliteit nie. Ja. En die humaniste wys dit vir ons. Hulle wil elke faset van jou lewe hê. Al wat hulle vir jou wil oorlos, is net daai stukkie klein privaat lewe wanneer jy Sondag kerk toe gaan. En dit lyk vir my, dit gaan ook nie eers alleen gelaat word nie, want hulle wil selfs daar, eventueel wil hulle daar ook inspraak hê. So hierdie wêreldbeskouing wat ons van praat, goed, mens kry nou verskillendes, die humaniste, hulle het nou humanisme wat hulle die mense in die middelpunt plaas, soos jy sê met die speke en die middelpunt, terwyl ons kom nou en ons sê nee, dit is Christus wat daar in die middel sit. Maar op die einde, die wêreldbeskouing is allesomvattend. En jy kan selfs 'n kind wees, as jy nou Stoker gaan lees, dan sê hy, selfs kinders het 'n wêreldbeskouing. En jy kan stories gaan kyk, as jy een of ander fliek. As jy mooi gaan terugsit en jy gaan analiseer daai fliek, elkeen van daai flieks ondersteun een of ander wêreldbeskouing. Absoluut. So dit is geweldig, ek stem met jou saam, dit is geweldig belangrik. Ja, ek sal nog 'n paar goed wil sê oor hoe belangrik dit is, want Mandela het gesê, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So, en die mense, ek wil sê, die sekulariste is nie onbewus van die feit dat daar 'n oorlog is nie. Dis vir my snaaks dat Christene baie keer so half onbewus is dat daar 'n oorlog is, want die oomblik toe Manin daai vrug gehap het, eintlik die oomblik toe sy geluister het na die slang, toe sou 'n kosmiese oorlog aan die gang. En onderrig is absoluut die oorlogsveld waarop hierdie oorlog plaasvind. Soos ek sê, die oorlogsveld is absoluut, dit gaan oor wie se storie, glo jy. En onderrig is die proses waardeur jy ingewy word in 'n verhaal. En die vraag is nou, Doug Wilson het so 'n uitdrukking wat sê, not whoever but which. En dis een van die goed wat ek geleer het in hierdie hele proses, is, dit gaan nie oor, of daar vir jou kind 'n storie gaan vertel word, en of hulle hom gaan probeer inwy in 'n sekere, en of, maar watter. So die kommuniste sê, hulle doel is om die karakter van onderrig te verander. Hulle methode om dit te doen is natuurlik demolish the family. Die humaniste sê dieselfde ding, ek kan nie hierdie ou se naam onthou nie, maar sy van is Potter, hy is van die First Humanist Society in Amerika wat gesê het, education is thus a most powerful ally of humanism, and every American public school, dit geld vir Suid-Afrikaanse skool ook, is a school of humanism. What can the theistic Sunday schools, meeting for an hour once a week and teaching only a fraction of the children, do to stem the tide of a 5-day program of humanistic teaching? Die vraag was net nou, waarom is 'n wêreldbeskouing belangrik? Hoekom is die Christelike wêreldbeskouing belangrik? Hoekom is dit so belangrik dat hulle hierdie goed aan die universiteite leer, en hoekom moet ons bekommerd wees daaroor? En die vraag is eintlik vir my, hoekom is ons op hierdie aarde? Want as jy vat, op die ou end is ons hier tot eer van God. Ons is geskape as aanbiddende wesens. Ons is in ons kern mense wat iets wil dien, iets wil loof, iets wil aanbid. En dit kan God wees of dit gaan iets anders wees. Maar ons is, in ons hele wese is ons hier eintlik om God te verheerlik. Vir my Habakuk 2 vers 14 sê, want die aarde sal vol word van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En dit moet ons uitroep wees, as ons wil hê, die Here se heerlikheid moet die hele aarde vol wees. En verder meer, as ons nou praat van wat God verheerlik, dit gaan oor die sieleheil van mense. So ek dink, baie mense sal sê, ja, ek moet na my universiteit toe gaan, ek gaan nou maar net deurdruk, want ek moet 'n graad kry, anders gaan ek nie werk kry nie.
En buiten dat ek dink dis nie die enigste manier om 'n bestaan te maak nie. Buiten dit sou ek vra, maar wat is werklik op die spel? Is dit net 'n graad wat op die spel is? Want op die ou end is dit jou eie sieleheil of die sieleheil van jou kinders wat op die spel is. En as ons nou praat nou eintlik spesifiek oor universiteit. As jy vat daai ouderdomsgroep van 18 tot 22 jaar sê nou maar, is dit 'n ouderdom, is dit, as jy nou dink aan jou eie lewe, was dit 'n tyd wat nou maar relatief onbelangrik was in die vorming van jou lewe en in jou geloof en alles, of was dit 'n tyd wat beïnvloed het dat jy die res van jou lewe gaan leef? En in elk geval vir my was dit definitief waar dat dit was 'n vormingstydperk. Is waar vir my. En so dit is nou, as jy nou praat van universiteite. Maar ek wil sê, jy sou nie daardie getalle gehad het wat uit die kerk uitloop, as dit nie was vir goed wat al vroeër 'n probleem was nie. So, die universiteite is half die kersie op die koek. Dis die tipie van die ysberg. Maar baie vroeër al begin jy met jou onderrig in een of ander wêreldbeeld. Maar goed, jy het toe nou eers die musiek gedoen en toe het jy gedink, ja, okay, goed, kom ons probeer, ek het simpatie met jou, want ek het gaan oplees, ek dink dit is daai boek van wat Rod Dreher in daai boek moes doen, Live by Lies. Ja, Don't Live by Lies. Live Not by Lies. Ja. Toe noem hy, toe sê hy wat in die Sowjetunie gebeur het, is die kinders, die ouers het hulle kinders nie na die instellings of die opleiding gestuur wat nou die BA tipe graad, daai hulle noem dit in Engels humanities. Ons stuur ons kinders nie eerder nie so toe nie. Ons stuur hulle na die eksakte wetenskappe, wiskunde. Want daar is ons dit moeiliker om die marxisme leer te laat kom. Toe lees ek nou die dag 'n boek wat The Socialist Phenomenon. Nou die ou wat die boek geskryf het, hy was 'n wiskundige, professor in wiskunde. Nou in die voorwoord sê hy, die marxiste het al die ouens wat in die humanities is, het hulle uitgewis en uitgedruk. So hy as wiskundige skryf nou hierdie boek, alhoewel dit die ouens in die humanities is wat dit veronderstel is om te doen. Maar daar is nie, so dis sy plig om dit te doen. Nou goed, jy het nou dieselfde tipe van idee gehad, nou goed, kom ons gaan doen nou eerder die wiskunde hier aan die Noordwes, want dalk is dit nou bietjie meer, dat hierdie woke goeters en dinge nie daar is nie. Wat was jou ervaring? Hoekom het jy toe geloop? Ja, so ek het gereken, goed, 2 + 2 is daarom altyd 4, jy weet, wiskunde is dit baie moeiliker om te ontken, daar's iets soos 'n objektiewe waarheid. Daar's reëls. Daar's reëls aan. Jy weet, toe in 2020 juist, toe so 'n wiskunde professor wat sê, sy sê die uitdrukking 2 + 2 is gelyk aan 4 en ek gaan dit nou aanhaal in Engels, reeks of white supremacist patriarchy. So, pragtig. Ja, regtig. En kyk, in wiskunde, jy het nog steeds die vakke wat, daai vakkie wat gaan oor hoe jy wetenskap moet doen of iets, en daarin kry hulle nog steeds dit. Ek het 'n Christelike dosent gehad, en ek was baie dankbaar, hy het 'n poging aangewend om teen ateïsme te staan, maar hy het nog steeds die ou aarde wêreldbeskouing aanvaar. So hy het nog steeds, hy het so half 'n bietjie, ek weet nie of hy heeltemal 'n theïstiese evolutionist was nie, maar hy het in elk geval nie geglo aan 'n jong aarde, wat ek dink as jy die Bybel wil konsekwent lees, dis maar wat jy moet glo. En ek dink daar's genoeg wetenskaplike bewyse daarvoor. En hy het ook maar eintlik ingekoop in byvoorbeeld die World Economic Forum se agendas en goedjies. So hy het 'n poging aangewend, en ek moet sê ek het regtig 'n waardering vir mense wat in daardie, hulle staan regtig in die oorlogsveld. Ek dink dit is 'n verskriklike moeilike werk om te hê. Ek beny hulle absoluut nie. En ek moet sê ek het 'n wiskunde dosent gehad. Dit was nogals kostelik. So daar is ligpunte. Ek het dit waardeer. Sy het
die eerste dag van wat ons nou klas gehad het, stap sy daarin, sy sê, ek wil vir ons open met gebed, is daar iemand wat 'n probleem het? En dan staar sy, maar jy kon 'n speld oorval. Niemand het 'n probleem gehad nie. En sy het toe geopen met gebed, maar ek bedoel, dit vat van haar kant af, kan ek waardeer, dat dit ongelooflike moed verg om dit te doen, want sy kan eintlik haar werk verloor daarvoor. So, ek moet sê, en daar's regtig mense wat 'n poging aanwend, ek waardeer hulle poging, maar ek dink die stelsel waarin hulle is, dit trek in 'n sekere rigting, en ons gaan nie daai rigting omkeer nie. Nie binne die stelsel self nie. En ook net 'n jaar nadat ek weg is, toe hoor ek van iemand anders, hulle het nou 'n LGBTQ praatjie gehad by elkeen van die fakulteite. Hulle praat selfs van queer engineering. Nou raak ek 'n bietjie bekommerd, as ek nou grappenderwys kan sê, ek's bietjie bekommerd oor die postmodernistiese brug wat gebou gaan word, want as die brug gaan staan vir die een ou en gaan val vir die ander ou, dan is dit 'n probleem. Daai ou wat nou sê, nee, 2 + 2 is nie 2 nie. Ja, dit maak my bekommerd. Hoe gaan daai brug, wat gaan uit daai brug kom? Presies. Ja, ek stem met as hy nou vas oortuig is 2 + 2 is 5, dan is ek bekommerd oor wat met die brug gaan gebeur. Want so ek dink Rasduni nou dag luister ek 'n lesing van hom. Toe praat hy oor juis oor die wêreldbeskouing en wat 'n geweldige invloed dit op 'n mens het. En toe vertel hy dat daar's groepe volke wat hulle taal maak glad nie voorsiening vir gister of die toekoms nie. Hulle leef net vir vandag. En so die probleem is, hierdie nuwe wêreldbeskouing wat ons konfronteer, dit gaan op die oomblik kom mense dit nie agter nie, maar soos wat die hele kultuur verander word en jou denke verander word en die kapitaal, die Christelike kapitaal wat ons opgebou het en wat in ons kulture ingebed geraak het, sodra ons dit gaan verloor, dan gaan dit uit mekaar uitval en daai brug gaan dit vir ons wys, né? Ja. Ek dink byvoorbeeld aan ek het jare terug toe lees ek 'n boek van hy Pieter Drucker wat nou hy was 'n spesialis op bestuur. En toe vertel hy dat dit was vir die bestuurders of die mense wat nou weet navorsing doen, was dit amper ongelooflik met Oos- en Wes-Duitsland, want dit was mos met die Koue Oorlog opgedeel in 2, en nou het jy Berlyn gehad wat in die middel van Oos-Duitsland was, maar niemand wou eintlik daar bly nie, toe het hulle klomp Turke, soos 'n miljoene Turke daar ingevoer, maar die Turke het toe eintlik begin Duits praat en begin dink soos Duitsers dink, maar dit is nou onthou, Wes-Berlyn was eintlik nou deel van Wes-Duitsland. So die klassieke Christelike protestantse waardes het voortbly bestaan in daai stukkie eiland en in Wes-Duitsland. En nou sê hulle toe die vereniging nou weer plaasgevind het tussen Oos- en Wes-Duitsland, toe tel die mense op dat die waardes en die manier wat die mense dink in Oos-Duitsland verskil van die ouens in Wes-Duitsland. En hulle sê toe maar dit is vir hulle baie snaaks, want die Turke van Wes-Berlyn dink toe meer soos die mense, die Duitsers in Wes-Duitsland. En so die ding wat ek basies sê is dat in een geslag kan jy kry dat jy dit verloor. En dan is die impak geweldig. So mens moet oppas. Ja, absoluut. As mens nou maar kom by die hele ding oor taal, ek dink regtig dit is 'n stryd om die woordeboek. Want wie ook al besluit wat die inhoud van die woord mag wees, vat 'n woord soos gender. Die woord is tot en met die 1950s gebruik in die literatuur slegs in verband met grammatika. So in grammatika het 'n woord 'n manlike geslag of 'n vroulike geslag. En dit is hoe die woord gender gebruik is. En nou het hulle daai woord gevat en dit 'n heeltemal 'n ander inhoud gegee. En dieselfde kan gebeur met simbole, vat die reënboog. Dis God se simbool
wat hy gegee het vir Noag om te sê, hoor jy gaan nooit weer so 'n vloed stuur nie. En wat hierdie mense doen, dis vir my asof hulle die Here wil tart en sê, u het gesê, u gaan nie weer 'n vloed stuur nie, want nou gaan ons so goddeloos leef as wat ons kan. Ja, Dis min of meer wat ek me voel. Ja, wat opgeruimd beteken. ja, Hulle herdefinieer die woord om iets anders te. Maar wat vir my mooi is van die reënboog storie is dat hulle woke reënboog het net 6 kleure. Ja, Terwyl die regte reënboog dis het die nie. getal van die mens. Die regte reënboog het 7. Ja, So dis my so pragtig. Mm. En eintlik ons moet hulle nie toelaat om daai reënboog te Nee, annexeer absoluut nie. nie. Ja, Want die ding is as ons Genesis lees, dit is juis die reënboog is die simbool van versoening tussen God en mens. So ons moet eintlik nie dit toelaat nie. ja, nee, dis 'n ek dink daar's baie dinge waar ons 'n Christelike erfenis voor het. Dinge wat simbole wat vir ons 'n kultuurskat het. Kyk wat gebeur het met die reformatie is daar is baie goed weggegooi. En ek dink dit was goed, dit was 'n skoonmaaktyd in die kerk gewees. Maar ek dink wat partykeer gebeur in gereformeerde kringe is dat ons so jy weet ons moet net nie simbole hê nie, dat eintlik neem ons net wêreldse simbole aan en vat dit vir onsself. Wat dis nie ons opdrag nie. Ons opdrag is juis om vir iets te staan. Jy moet nie net teen iets staan nie. Jy moet staan vir God. Jy weet, baie keer wat gebeur is, trouwens, dis my probleem baie keer met Christelike skole en goed ook, is dat hulle apologeties staan. Kyk, ek kan nou baie lank praat oor die sisteem. Jy kan nie daai nie Christelike sisteem vat en 'n Christelike sousie oorgooi nie. Ek beskryf dit altyd in terme van 'n van as jy nou 2 huise het. Jy kan 'n huis hê op die sand of jy kan 'n huis hê op die rots. Maar wat baie keer gebeur is in die fondamente is hierdie goed, is daar fout met die goed. Maar ons is besig om die dakteeltjies te verf en die heiningetjies mooi te maak en die gordyntjies te doen. En ek sê nie 'n mens moenie dakteeltjies verf en heininge maak en gordyn, maar die ding is as jou fondament nie reg is nie, dan help dit nie jy begin met die dakteeltjies verf nie. Dis soos hierdie jy kry hierdie pruime wat hulle in die winkel verkoop. Partykeer kry jy 'n pruim en hy is half dowwerig en jy hap hom en dis die lekkerste pruim. Hy is so soet en sappig en net lekker. En dan kry jy partykeer 'n pruim, hy lyk dan maar lekker. En dan as jy bietjie nader gaan kyk, dan kom jy agter die pruim is van die pit af vrot. Dis 'n vrot pruim. Maar hulle het 'n waslaagie op gaan smeer en hulle het hom nou mooi gaan blink vryf. Dit is nie dit verander nie dat die pruim vrot is nie. Jy kan hom hoe blink vryf. En dis waar as jy nou gaan kyk waar het die sisteem waarbinne ons op die oomblik funksioneer, waar het dit vandaan gekom? Dis evolusionisties en humanisties in sy kern. Ek dink aan daai beeld van die Bybel wat praat van die gewitte grafte. Ja, so buite lyk dit pragtig, maar dit is doodsbeendere binne. Presies, dis presies dit. Jy kan nie, as jy 'n damwal het met 'n kraak in, dan gaan dit nie help jy plak 'n pleister op die kraak nie, want daai pleister gaan nie die gebreekte gekraakte damwal oplos nie. As jy gaan kyk waar die sisteem waar ons funksioneer vandaan kom. John Dewey het die Amerikaanse skoolsisteem, hy is half die vader van die Amerikaanse skoolsisteem soos dit op die oomblik funksioneer. En hy sê humanisme manifesto ondertekenaar. Ja, absoluut. Maar hy is die vader van die skoolsisteem en dis maar eintlik die skoolsisteem in Suid-Afrika ook. Hy het sy gedagtes gekry by Jean-Jacques Rousseau. Nou, Franse revolusie. Ja, Jean-Jacques Rousseau het 5 kinders gehad. Ek weet nie of hulle almal by dieselfde vrou was nie. Ek dink dit was dalk 5 verskillende vroue ook of iets, maar hy het 5 kinders gehad. Hy het al 5 van hulle as pasgebore kinders op die weeshuis se stoep gelos. En hy het sy filosofie geskryf oor onderrig. En sy filosofie was eintlik maar dis nie my probleem nie, dis die staat se probleem. Dis die staat se kinders. En die staat dink baie keer ja, dit is ons kinders. So hulle is baie gelukkig met die ding, maar hy het sy idees ontleen van Darwin af. En as jy kyk hoe die hele sisteem funksioneer, daar word baie keer klem geplaas op akademiese prestasie.
Maar dit kom dan, jy weet, die Here sê vir ons, elkeen het gawes gekry. Jy het nou al hierdie gawes wat jy kan hê. Maar die klem wat baie keer gelê word in die skole is slegs akademies. Dis of slegs sport, dit kry jy ook. En terwyl dit leer vir die kind die sterkste, die oorlewing van die sterkste. Dis Dawid. Dis evolusie. Ja. En buitendien berei dit nie die kind voor of dit nou die akademiese sterk kind is en of dit die kind wat in ander goeders begaafd is waarvoor hulle nie erkenning kry nie. Nie een van die twee word voorberei op die roeping wat die Here vir hulle het nie. Soos ek sê, dit gaan op die eind vir my oor die funksionele belydenis waar jou hart in jou hande is. Want die ding is, ek kan sê ek glo in die skepping en dan nog steeds in 'n stelsel probeer funksioneer waar dit eintlik sê God bestaan nie. Ja. En kyk, hierdie stelsel het gegaan en hulle het gaan uitskryf dat hulle het alles gaan uitskryf wat te doen het met Christus en sy kerk. En hulle het dit gaan skryf rondom die mens. Ja, of wat ook al ander, dis suiwer humanisties. Jy kan nie dit regmaak met net 'n sousie nie. Dit gaan nie dit. Hulle wil in 'n geval nie vir eers die sousie vir ons gaan nie. Dis die ding, hulle gaan jou nie die sousie nie. Nie. Jy weet, want ek het al mense gehoor wat sê maar solank ten minste kan hulle open nog met gebed en woord daar. Maar die ding is dis baie meer omvattend as dit. Ek dink as ou mos posttraumatiese stres het, want daar's mos 5 stappe. Een van die stappe is ontkenning. Ja. Ek dink baie mense is nou by daai stap. Want hulle kan net nie erken dat die PI vir CHO is nie meer daar nie. Die CHO is weg. Hulle kan net nie daarby, hulle is in die ontkenningsfase. Ek dink dit is maar eintlik wat aangaan. Ek moet sê, ek het self 'n persoonlike reis daar deurgaan, behalwe nou vir my hele PI vir CHO ding. Ek is nou ek is my hele lewe lank, ek is 12 jaar deur die skool. Maar ek is nou 'n voorstander van tuisonderrig. Want ek lees nou die dag iets wat ek geskryf het toe ek in my matriekjaar was, van waar iemand my gekonfronteer het en gesê het, maar hoorie, die gereformeerde skool waarin jy is miskien nie so, is hulle regtig in kern gereformeerd. En op daardie stadium het ek nog baie, ek was in die situasie, ek het nog baie lojaliteit gevoel teenoor, en trouwens, ek moet sê, ek skiet nie dit af nie. Daar's regtig onderwysers wat 'n ongelooflike impak in my lewe gehad het, wat nou nog 'n impak, dit wat hulle vir my geleer het nou nog op my, en hulle lewensvoorbeeld veral, want hulle sê mos learning is caught, not taught. So, veral in lewensvoorbeeld, was daar onderwysers wat regtig vir my ongelooflike goed geleer het. Maar as ek nou moet gaan kyk, want ek skryf partykeer goed neer in 'n boekie, en ek lees dit na die boekie en ek skryf daaroor hoe ontsteld ek is dat iemand nou vir my dit gesê het, en ek voel nou nog baie, ek kan verstaan hoekom mense by die ontkenningsfase is, want wanneer jy in die water is, kom jy nie agter jy is nat nie. Jy dink nie heeltyd bewuslik daaroor nie. Dis eers as jy uitklim dat jy sê, ek's nat, nou kry ek koud. So ek het absoluut waardering vir mense in daai situasie. Ek dink dis 'n ding waar mens moet nou maar oor dink, maar kyk, ek dink as ou na die doopbelofte kyk, dan staan die laaste belofte wat ons gemaak word, staan daar, ek beloof om hierdie kind in die genoemde leer te leer en te laat leer. So ek dink dit maak voorsiening vir beide, maar selfs die gedeelte waar hy sê te laat leer, dan het die ouer nog steeds die verantwoordelikheid om te sorg dat daardie onderrig tot eer van die Here is, en dat dit die Bybelse wêreldbeskouing is wat geleer word. En as dit nie is nie, dan moet die ouer die verantwoordelikheid vat om die kind uit te haal. So ek stem met jou saam, ek dink die plek waar die ouers die meeste inspraak het, en om die curriculum en die inhoud in te vul soos wat hulle die Bybel verstaan, is juis met tuisonderwys. Dan hoef jy nie kompromie te maak, omdat jy ander ouers nou ook moet probeer tegemoet kom. Want jy kan dit self invul soos wat jy dink dit moet wees.
Absoluut. Ek dink as ons nou praat oor tuisonderrig, ek praat spesifiek nie van tuiskool nie en ek sal nou sê hoekom. Maar as mense nou praat van tuisonderrig, daar's aan die een kant wat die stelsel betref, mense wat soos oom sê ontken dat daar 'n probleem is. Maar ek dink dit gaan oor daar's party mense wat regtig net nie besef waar ons is in die oorlog nie. Ons het gepraat oor die rigting wat die wêreld inslaan in die postmodernistiese brûe. Nou, as jy gaan kyk in die tyd waarin ons is, ek dink regtig mense moet 'n bietjie terugstaan en 'n breër visie kry, eerder as om nou so gefokus te wees, wat baie keer dan sal mense 'n geskiedenis van iets gee en dan sit die laaste 50 jaar. Dis nie 'n geskiedenis van iets nie, daar's 6000 jaar van geskiedenis om in ag te neem. En as jy gaan kyk na hoe die Christelike kerk gegroei het, na die koms van Jesus Christus, en hoe hy ek wil sê in al die lewensfasette uitgekring het, tot op 'n stadium en toe weer begin teruggaan. Ons is nou weer, mense besef dit nie, maar ons is nou weer terug by die Weste het geval. Ons is weer daar waar die eerste Christene in die eerste 3 eeue was. Dis hoekom ek dink dis baie goed om die kerkvaders te lees, want jy kan verskriklik baie by hulle leer. In 'n sin is hulle situasie baie dieselfde as ons in. As jy gaan kyk na die praktyke en goed wat in Rome beoefen is en in daardie tyd in die Romeinse Ryk, dis baie dieselfde situasie as ons nou bevind. Maar ek wil 'n laaste dingetjie oor praat. Jy is toe nou weg by Noordwes Universiteit en ek dink jy is seker nou omtrent net so lank weg daar as wat jy daar gespandeer het. Ja, ek was 2 jaar weg daar, nou is ek al 3 jaar hier so ja. Ek was nou besig met die 3de jaar. Maar waar het jy toe gegaan? Na die Afrikaanse Protestantse Akademie. Ek het my wapentjie aangetrek. En wat is jou indruk as jy die twee met mekaar sou vergelyk? Soos ek sê, daar is mense in Potchefstroom wat ek weet nog regtig probeer, maar jy kan net nie die twee met mekaar vergelyk nie. Ek het ingestap, wil ek sê, krities, versigtig, optimisties. En ek is baie gelukkig met wat ek gekry het, want ek het met een van my ou skoolmaats gesels. Hy het ook nou by die AP Akademie gestudeer en dit was op hierdie stadium waar ek nou nog nie geweet wat die volgende stap nie. Toe vra ek hom uit oor sy belewenis en hy het toe gesê die proffies is mense wat die Here regtig dien. En ek wil sê die mense aan die hoof van die Afrikaanse Protestantse Akademie, kan ek sê dis mense wat die Here regtig wil dien en dit wys. Daar is maar soos met enige, dis 'n mens moet onthou, dit is 'n mensepoging. So daar is sekere goed wat ek sou sê, ek dink nog steeds daar's baie klem op akademiese prestasie dan of wat ook al, wat soos ek het nou reeds gepraat oor, ek dink dis dalk nog 'n bietjie van dit, maar hoe mense dit presies gaan verander, het ek nou nog nie 'n antwoord voor nie. So dit is nou maar, soos dit gaan jy kry by enige plek. So wat jy basies sê is die standaard is hoog. Ja, die standaard is hoog. Kyk, dis 'n goeie ding. Maar wat ek bedoel met daarmee is, mens kan die idee kry dat dit gaan oor my prestasie, of jy weet, hoe goed kan ek? Terwyl op die ouend is dit nog steeds die Here wat doen en werk deur ons. Goed, jy het nou genoem dat die lektore wat daar is, dat jy het geen twyfel daaroor dat hulle Christene is. Ja. As jy nou dink in terme van die inhoud, wat is jou evaluasie van die inhoud wat geleer word? Ja, so wat die teologie betref, ek het 2 jaar teologie gestudeer en omdat ek nou verder wou gaan met Grieks en Hebreëus, is ek nou besig met 'n BA DV sal ek nou volgende jaar my grade oor kan vang, om Grieks en Hebreëus nou verder mee te kon gaan. So ek doen nou op die oomblik, studeer ek aanlyn die BA en ek het nou al 2 jaar ervaring van die teologie. En wat die teologie betref dis kontakklasse en dis absoluut briljant. Ek het regtig, wat ek hou van wat hulle doen, en ek dink dit is verskriklik belangrik. En hulle is verskriklik sendingbewus. As ek moet sê, wat ek nou al beleef het van die
AP Kerk. Ek weet nie of ek kan sê dat dit die AP Kerk in sy geheel is nie, maar dit wat ek weet van die AP Akademie en die openinge wat ons in die kerk gehad het. Moet ek sê, ek dink regtig hulle is baie sendingbewus. Dit is nie so nie. Dis deel van om God te verheerlik. Is ons moet gaan disippels van alle nasies maak. En dis iets wat ek dink wat ek regtig by die AP Akademie waardeer. Daar is daai sendingbewustheid. Nou ek dink ons het nou aan die einde gekom van ons onderhoud. Is daar miskien 'n laaste opmerking of ding wat jy dink wat baie belangrik is wat jy wil vir die mense sê? Ja, ek dink wanneer mense nou half die eerste keer begin, wil ek sê in die diep kant ingegooi word en moet leer swem. En jy weet nie wat jy moet doen nie en hoe om dit te doen nie en alles. Ek is een van my grootste sondes is perfeksionisme. So ek het hierdie ideaal van hoe ek dit wil doen en dan wil ek dit perfek doen en die feit is ek is 'n sondaar. En die Here het my dit nou ook al baie goed geleer uit praktiese ervaring dat weet jy wat, jy is 'n mens, jy is onvolmaak. Jy moet daar in die oorlog gaan en jy gaan in die proses foute maak. Selfs groot foute. Maar die Here is genadig. Dis op die ou end is jou werk net om die saadjie te saai en om nat te maak. Dis die Here wat laat groei. So jy kan nie daai ding doen nie, maar God sal laat groei wanneer hy wil laat groei. Ja. Baie dankie Karika dat ons vandag kon gepraat het. Dit was my 'n lekker onderhoud om met jou te doen. Dankie, dit was baie lekker om dit te kon